Uitgerus vir die wat ruskansie gebruik het en nou soos weer lekker vars om nog 'n sessie in te gaan om by die voete van die Here te sit, om die woorde van die Here te hoor. Dit is altyd lekker om van die Here te praat, hoe die Here my siel red destyds, so dit was in 1999, daarna, as ek by die werk is van die maandag, deur die dag vind ek al uit by die manne, waar is vanaan, weet julle nie waar is vanaan kerkie, en dan sê iemand miskien daar is kerk, maak ek my klaar, gaan die kerk toe, van maandag tot maandag is ek in die kerk gewees, so lekker by die woorde van die Here, want die woorde van die Here is geestelike, lewendmakende woorde, dit bouwe mense gees en sy siel, dit is so lekker, ja, die Here het ons nou weer geleentheid gegee om bietjie te praat, maar hierdie keer oor die rol van die man in die huisgesin, maar ek dink kom ons bid eers weer en vra die Here se seën op sy woord. Here, baie, baie dankie, Heilige Vader, Here. Here, ons het so nodig, Vader, so nodig, Here, dat U met ons praat, Here. Here, ons wil so graag U stem hoor, Here. Here, wil U asseblief tog in U groot genade met ons kom praat vanmiddag, Here. Here, want sonder U kan ons niks doen, Here. Sonder U is ons eintlik verlore, Here. Here, want ons wil graag lewe soos mense wat die Here dien. Vader, help ons om die regte lewenswyse te lewe. Baie, baie dankie, Jesus, vir die belofte wat U ook vir ons gee, dat as ons wandel voor U aangesig, dan sal ons opreg wees. Here, dankie, ons hoef nie eens te perform nie, Here. Here, ons moet net wandel in geregtigheid en dan verklaar U vir ons opreg. What a blessing. Baie, baie dankie, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ja, goed my vriende, ek wil sommer onmiddellik begin met 'n gedeelte in Efesiërs 3, 2 versies, wat daar staan, vers 14 en 15, staan daar, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Weet jy, dis eintlik die naam wat hierso van gepraat word, is die naam van die Vader, Jesus Christus. Nou, dis eintlik 'n gebed, hy versies, dis Paulus wat bid, hy met sy knieë is hy op die grond, en hy's in gebed voor die Vader, want weet jy, hy bid vir die eintlik, die gedeel wat daar praat van geslag, praat eintlik van die manlikheid, want weet jy, as ons teruggaan na Genesis toe, Genesis 2, Genesis 1, waar die Here die mens geformeer het uit die stof van die aarde, en toe was dit, die eerste beskrywing staan daar, mens, weet jy, die mens was Adam gewees, dit was man gewees, so in die konteksie van Efesiërs 3 vers 14 en 15, eintlik die manlike geslag, en dis eintlik die geliefde broeder Paulus se gebed, dat die manne op die aarde, geslag, praat ook van generasies, geslag tot geslag, sal opstaan en waaragtig hulle rol sal vul in die huisgesin. En dit praat ook van verhoudinge, die Bybel leer ons eintlik prakties van verhoudinge. Eerste verhouding tussen my en die Here, die grootste en die belangrikste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste gebod. So die verhouding absoluut in die eerste plek moet reg wees. Tweede verhouding, praat die Bybel van en jy moet jou naaste lief hê. Ander mense, jou verhouding met jou medemens moet ook reg wees. En die derde ene wat hy dan sê, soos jouself. Jy moet jouself ook lief hê. En dis wat die Bybel ons leer, so die 3 verhoudings moet reg wees. As een van die 3 verhoudings nie reg is nie, dan is daar skibreek, dan kan 'n mens se wandel op die aarde nie wees waaragtig soos wat die Bybel dit beskryf nie. There's something short. Jy kan die Here lief hê, ja, dis waar. Jy kan jouself ook lief hê, ja, dis waar. Maar as jy nie reg lewe met jou medemens nie, sien, daar's daar een verhouding wat nie reg is nie. So dis belangrik dat verhoudinge reg is. En nou leer die Bybel ons van die man se rol in die huisgesin, van uiterse belang
dat hy verhouding reg sal wees. Nou, om mee te begin, die Here het die man geskape om ten volle verantwoordelik te wees vir sy huisgesin. Hy moet, eerstens moet hy op geestelike gebied moet hy sorg vir die gesin. En tweedens moet hy ook finansiële gebied moet hy die gesin dra. Dis ons, kan julle onthou wat die Here vir Adam en vir Eva toe hulle uit die tuin van Eden gegaan het? Adam het die Here gesê, en jy sal in die aangesig, in die sweet van jou aangesig, sal jy brood uit die aarde uit verwerk. So dit praat van werk, dis ons opgelee om te werk, my vriende. Ons weet die vroue moet ook werk, maar heel eerste ons verantwoordelikheid manne. Ek het nou die dag toe praat 'n ander vrou met my en my vrou. Hulle twee was openlik saam matriek gewees, die ander vrou. En hulle vrou, hoe gaan dit met mekaar en hoeveel kinders het jy nou? En gesels lekker, en ek het nou nie saam gesels, ek was in 'n afstand, maar sy het my vrou het teruggekom en vir my vertel. So dis hoekom ek weet. En op 'n stadium toe sê sy vir my vrou, maar sy is al paar jaar gelede geskei, en my vrou sê, hy kan nie wees nie. Sy sê, nee, sy het net besluit, sy gaan uitstap, want sy kon het nie meer hanteer nie, want hulle het 'n dogtertjie wat 18 jaar oud is, en van die dogtertjie se geboortedag af, het die man nog nooit in sy lewe gewerk nie. Sy het my altyd gewerk, en my vrou vertel nog, sy sê, maar sy sien dan altyd, hoe kom jylle saans, na draai jou man die pakkies, groceries, sy sê, ja, dis waar, maar van my geld, nie sy geld nie. En hy nog 'n dobbelaar ook, en dan wil hy nog geld hê om te dobbel ook, en as hy nie kry nie, as hy gord gaar. Dus, nou sien u, ons manne se rol is om finansiëel ook te sorg vir ons gesinne, ons moet werk vir ons kinders en ons vir vroue, prys die Here. Ja, maar toe die Here die man geskaap het vir Adam, het die Here vir Adam heerskappy gegee op die aarde. Hy het gesê, heers oor die visse van die see, oor die voëls van die hemele, bewerk die aarde. Onthou julle daai gedeelte? So, hy het eintlik God se oorspronklike bedoeling was gewees, en ook selfs in Genesis 2 vers 18, ek dink ek gaan gewoon net die versie lees, sodat ons daarom nou nie ons eie woorde praat, ons hoor wat sê die Here. Genesis 2 vers 18, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Verstaan? So God het ook gesien dat tussen alles wat die Here geskape het, en Adam, hoe die heerskappy het oor die goede wat die Here gemaak het, en hoe in 'n perfekte verhouding hy met die Here gewees het, was daar niemand wat Adam se kameraadskap kon vervul het, om so te sê nie. 'n bobbejaan, was 'n mannetjie en 'n wyfie, vir 'n bok was daar 'n mannetjie en 'n wyfie, maar vir Adam was daar niemand wat sy hulp kan wees. So, die Here God het toe oor Adam 'n diepe slaap gebring, en uit die ribbeen van Adam het die Here die vrou uitgebou. So sien u nou eintlik, en die vrou is eintlik Adam se hulp. Perfekte tweetjies wat in mekaar se behoeftes vervul. Alles wat Adam nodig het hy in vervulling gekry by Eva, en ook Eva by Adam. Dit was God se oorspronklike doel met 'n man en vrou. Mekaar se kameraadskap te kan wees, mekaar te kan help, nie om mekaar, een is die ander een se baasie, jy doen wat ek sê, verstaan? Ons ken mos die storie. Ja, en selfs Matteus 19 vers 3 en 6 wat daar staan, kom ons kyk so 'n bietjie. Ek lees sommer vanaf vers 3. Toe kom die fariseërs na hom, dus na Jesus, om vir hom te versoek, en sê vir hom, is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? En Jesus antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Sien waar kom die huwelik vandaan?
in die Bybel, my boeta. En tot my verbasing het ek so onlangs 'n jong kappeltjie, hulle het iemand gesoek wat vir hulle kan ry. Hulle het nie vervoer gehad nie. Toe stem ek toe in, okay, ek gaan vir julle ry. Hulle tweetjies wil trou. Alles is gereël, hulle ouers stem saam en hulle is lief vir mekaar. Hulle wil trou, maar hulle het nou al klaar hulle afspraakie by die binnelandse sake in die Bellville. Toe ry ek hulle, toe ons nou daar kom, en die persoon wat hulle nou in die huwelik bevestig, is 'n gewone werker, hy werk vir die staat. Hy smeet met 'n das in 'n pak aan en hy sit daar. Die hele sessie het hy afgekyk en hy het vorms ingevul, geen kommunikasie tussen hulle nie, hom en die paartjie wat trou nie, en ons wat nou getuienis is, wat nou ook daar teenwoordig is, geen kommunikasie nie. Hy het net sy job gedoen, en later, toe sien ek, hy laat hulle tweetjies nou teken, en die twee getuienisse, dit is nou die een se ma en die ander een se pa, teken, en toe dit klaar is, toe gee hy pampiere terug, en dis klaar, daar stap ons nou weer, alles man en vrou. Ek dacht toe, maar dis bietjie snaaks hierso, waar is die dominee of die geestelike werker wat die huwelik voor die Here bevestig? Want die Bybel leer ons, God het die huwelik ingestel, hy het ons saamgevoeg, man en vrou, maar hier sien ek, hier gebeur nou iets anders, so, ja, maar dit het my nou net bietjie insig gegee, dat vir mense wat graag nog wil in die huwelik tree, gaan liewer na geestelike werkers toe, na die kerk toe, daar ten minste word God se woord vir ons voorgehou wat reg is. Ja, amen, prys die Here. Nou goed, my vriende, maar ja, ons kan onthou dat die Bybel leer ons dat wat God saamgevoeg het, geen mens mag skei nie. Maar deesdae sien ons 'n heel ander prentjie. Mense skei, hulle is nie eens immers daai twee paartjies waarvan ek nou van praat, hulle is nou besig om te skei, hulle woon nie meer saam nie. Binnekort gaan hulle skei. Nou sien ons, mense skei sommer so gou, hulle 2 jaar, 3 jaar, en dan kies jy aan een ander enetjie of wat die geval mag wees, en dis glad nie meer die prentjie soos wat God het bedoel het nie. Ons skei sommer vir enige ding. En om die waarheid te sê, my vriende, in ons huise speel daar nie meer die rol wat soos God het bedoel het om te wees tussen man en vrou nie. In baie gevalle in huisgesinne sien ons nou deesdae ander prentjie speel. Ek bedoel, as ons kan praat oor ons liefde vir mekaar tussen 'n man en 'n vrou. Daai liefde het koud geraak. Ons het liefdeloos teenoor mekaar geword. Ons huwelike is gebroke. Sien meer soos dit gewees het nie. Ek het al gehoor hoe sê party mense, sê jong vrou, hoe gaan dit met jou huwelik? Nee man, my huwelik is op die rotse. Jy sien, weet jy wat die persoon eintlik sê? Hy besluit eintlik klaar. As die Here die huwelik ingestel het en geen mens mag ons skei nie, besluit die persoon eintlik in homself, dis verby, ek gaan uit die huwelik uitstap. Is nou nie meer God se wil, my eie wil. Eintlik sê hy, maar ek is nie meer lief vir my vrou nie, want as jy praat van op die rotse, as jy nou bietjie nagaan, sê nou maar 'n boot beland op die rotse in die seewater, daai boot staan groot gevaar, die bemanning moet die boot, hulle moet van die boot af, die boot staan gevaar, die boot kan omslaan, die boot kan aan die brand slaan, want daar's gas en brandstof op die boot, mense kan seer kry, mense kan doodgaan, dis gevaarlik. Nou as jy sê jou huwelik is op die rotse, is net so goed soos dood wat jy spreek, ja, jy kies eintlik, jy klaar besluit, jy maak jou mind op, my wil nou, ekke. En ons vertrap mekaar so maklik in die huwelike, ons verskree op mekaar, ons is vol jaloesie teenoor mekaar, vol agterdog en wantroue. As die vrou vir haar bietjie mooi maak, lipstiek opmaak, sy maak eintlik vir haar mooi vir jou. As jy so maar hier in jou agterkop maak, jou eie prentjies, gaan jy hier uitstap agter 'n ander jong aan, he. Praat maar so, die ander jong weer. Ja, vriende, wat is dit? Wat se valsheid gaan in ons harte? Dinge het skeef geloop, dis nie meer soos het gewees het nie. Onthou jy nog in die begin, toe jy en jou vrou nog uitgegaan het, toe julle nog as meisie en kerel by mekaar gewees het, hoe julle harte geklop het vir mekaar. Ek onthou toe met my gebeur het, die meisie wat nou vandag
My vrou is, ja, ek het by die ingenieurs gewerk destyds, met die eisters en goedes en weldings en goed. Van tyd tot tyd is my duime sommer blou gestampt in die eisters, want my aandag is by haar, is hier by die werkie. Ja, my hart gaat net so vir haar. Ek dink sy moes dieselfde gevoel het, daar wat sy vir haar bevind het deur die dag, moes net so gestaan het en verwonder het, haar vriendinne moet seker gepraat het, maar sy was daar, maar sy was eintlik nie daar nie. Dink aan haar kerel. Ja, dat was am lekker tye gewees daai, ne? Ja. Prys die Here. Ja, my vriende. Kan ons nou nie weer terugkeer na sulke lekker tye toe nie? Mens kan mos nie. Ja. God wil eintlik hê ons moet lekker weer verlief wees. Ja, ons moet lief wees. Want waar daar nie liefde is nie, daar is nie orde nie. Want God is 'n God van orde en hy is liefde. So ons moet lief wees. Maar verlief, jy moet verlief raak weer op jou vrou, my maat. Maak jou weer verlief. Ek het nou al weer onlangs weer babatjie bygekry, die 4de babatjie. Ek is verlief op my vrou. En my vrou op my. Prys die Here. Ja, loof die Here, man. Ja, ons moet, weet jy my vriende, daar is iets wat ons manne in die verlede, ek weet nie, miskien is dit nie met ons broers ook so nie, maar ons het ons respek ook verloor vir mekaar in die huisgesinne. Ons het nie meer mekaar, ons respekteer nie eers meer mekaar se besluite nie. Weet jy, die Here het ons vir ons elkeen anders gemaak. Hy het jou anders gemaak en hy het jou vrou anders gemaak. Jou vrou het hy ander talente gegee en gawes, vir jou ander talente en gawes gegee. Dit wat jou vrou doen, wat vir haar lekker is, ons moet ruimte maak dat sy dit doen wat sy geniet voor. Baie kere wil jou vrou, maak net 'n voorbeeld, wil die groen rok aantrek, want sy is lekker gemaklik in die groen rok, en dit laat haar goed voel, en sy geniet dit om het aan te trek. Nou jy sê, ek het jou mos gesê man, jy trek hy wit rok aan. Verstaan? Jy respekteer nie ons vrou se besluite nie. Sy moet dan vir jou respekteer. Hoekom wil ons dan nou teenoorgestelde wees? Ons is mos twee. Liefde is mos wederzijds, sy vir jou en jy vir haar. Ek het nou 'n keer met 'n ander dame gepraat, groot vrou, ook in die 40, sy is ook getroud. Haar man is nog nie gereed nie, maar sy is gereed. Sy sê, net 'n kwessie van tyd, my broer. Ek sê nie, prys die Here, dis waar. Sy sê, maar sy het so 'n passie, sy kry nie eens geld vir die job wat sy doen nie. Sy is maar 'n vrywillige werker. Sy help om by die laerskole 'n bietjie van die broodjies te smeer vir die kinders, om broodjies te gee, en miskien sop te maak, en vir die kinders bietjie sop te gee. Dis nie is haar job nie, sy het 'n ander job, 'n huishulpjob, maar sy doen dit met 'n passie. En sy sê, haar man gee vir haar die vryheid om haar besluite te hê. Sy kan dit doen. Dis mos respekteer vir mekaar. Verstaan u? Ja, loof die Here. Ander iets wat ek lees in Lukas 17. Kom ons bly so bietjie. Dink vers 1 en 2. Dit gaan oor die struikelblokke. Ek lees vanaf vers 1. En hy het vir sy, dis die Here Jesus weer, en hy het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wie hom deur wie hulle kom, dit is beter vir hom as 'n meelsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Weet jy, die kleintjies praat ook in 'n sin van die kindertjies. Van julle onthou, daar was 'n stadium toe die kindertjies ook by Jesus gekom het, en die klomp skare mense en die disippels het die kindertjies belet om na Jesus toe te kom, en Jesus het gesê, laat staan hierdie kindertjies, en hy het hulle opgetel, en hy het gesê, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En weet jy, die gedeelte van Lukas 17, praat die Here Jesus van mense, volwasse mense, wat so dikwels die kindertjies laat struikel. Weet jy, deur vloek voor die kindertjies. Die kindertjies is onskuldig, hulle leer die woorde by die groot mense. Een van my seentjies, hy is 8 jaar oud, ons maak hom reg groot, soos wat gelowige ouers maar sy kinders groot maak, maar ek hoor hoe praat hy, nou die dag 'n woord hard in die huis, die woord wat hy uitgeroep is, wat skielik iets aan, nou julle sal weet, dis 'n gangster woord daai,
Ons leer hom nie die woordjies hier, so hy leer die woorde by die skool. Nou, die kindertjies by wie so praat, hoor dit by ander groot mense. Ek bedoel, die persone wat die kindertjies sulke dinge leer, sê die Here Jesus, jy is 'n struikelblok vir my kindertjies. Is beter vir jou, hang 'n groot baksteen om jou nek en spring in 'n diep dam of in die see en verdrink, as om van een van die kindertjies te laat struikel. Ons moet oppas wat ons praat vir ons kindertjies. Om te vloek voor die kindertjies is uiters gevaarlik, my broers. Ek sit in die trein nou onlangs en een van die mammies het 'n seentjie. Hulle klim uit, maar die mammie vloek so, die seentjie is al groot, hy kan al 9, 10 jaar oud wees. Vloek elke keer op die seentjie en die seentjie te later aan, toe sit die seentjie maar net so, maar hy kyk my en ek kyk hom. Ek bedoel, hy is al so bitter, hy is al so seer van gevloek op hom. Hy het mos nie gevra om hier te wees nie. Dalk was dit deur die mamma en die pappa se behoefte aan selfbeheersing. Ja, maar ons moet nie vloek voor die kinders nie. Hulle doen wat die groot mense sê om te doen. Iemand anders het vertel, ek dink was Isak Klapie, een van die sprekers, was destyds saam ons op die kampe ook bedien het. Hy sê, hy maak 'n stelling dat as 'n mens die klein kindertjies so van 3 jaar, 4 jaar, jy moet hulle net fyn dop as hulle poppehuisie speel. Hulle speel hom, die speletjie, net soos wat hulle in die huise dit sien. Hulle speel, daar's nou 'n ma, en daar's 'n pa, en daar's kindertjies, is net soos by die huise. En party speel die gamepies, die klein seentjie sê nou, hy's 4, hy is die pa, en nou kom hy ook uit die werk uit, like dronk, val, en die ma is 3, net so klein meisiekindjie, weet van niks af nie, en dan kom die dronk pa, 4 jaar oud, en skop en trap die ma, want hulle sien in die huise, en hulle dink dis reg. Hulle watch vir ons, my vriende. Nou die Here sê, my vriend, pleeg selfmoord as wat jy die kleintjies gaan laat struikel. En ek moet nog hierdie dingetjie byvoeg. Net oor kan my ma se huis in 'n ander straat is ook so klein seentjie. En sy pa is 'n bende, 26 bende, en sy ma is ook 'n bende lid. En daai kleintjie praat net die taal van die bendes. Hy is so klein, hy praat die grootste woorde wat ek en jy nie kan praat nie, wat net die bendes praat. Hulle leer hom so. Is dit nie struikelinge nie, my vriende? Ons moet oppas wat ons doen vir ons kinders. Ons moet liewer, wanneer daar 'n vloekwoord uit ons mond kom, en daar was kindertjies in die huis, in die atmosfeer, moet ons bitter gou maak om te sê, sorry, jammer, vergewe my, maak dit so gou moontlik reg, dat die kinders kan sien wat gebeur. O, papa het gevloek, maar papa vra om vergifnis, sorry, so dis die regte ding. Hulle sal dit ook doen in die toekoms. Ja, ons as man en vrou in die huis, ons moet ook ons privaat dinge wat ek en mamma, wat jy en jou vrou gesels, moet ons nooit voor die kinders praat nie. Sê nou byvoorbeeld, jy en mamma praat oor finansiële dinge in die huis, krisisse, oor finansies in die huis, of oor familiesake, iemand wat afgesterf het, en van erfgoed. Julle weet mos, privaat dinge, wat ons maar dikwels gesels, moet nie voor die kinders praat, hy goed nie. Want die kindertjies hoor hoe praat julle, en hulle is al nader, hulle speel, maar hulle luister, en nou op 'n stadium dink hulle, oor geldsake en familiesake, miskien het hulle ook 'n aandeel, miskien word hulle ook belas met hierdie goed. Sien jy, my vriend, nou belas jy jou kinders al klein met goed op hulle skouers, en inteendeel, kinders is kinders, hulle moet vry wees, hulle moet nie voel, hulle word belas met geldsake en familiegesprekke nie. So, jy en jou vrou gaan liewer by die bed, daar binnekant, in die kamer, gesels daar privaat sake. Nie laat die kinders hoor die dinge nie. Dis goeie advice, want ek weet hoe kan die kindertjies wees, en een seentjie van ons, my vrou vertel my, 'n ander tannie het ingekom, sy het ook maar niks sien, sy kom soek ook maar bietjie ietsie oliekies, en waspoeiertjies en ietsie, en my vrou het ook maar skrappies, en toe sê die kleintjie, want hy het gehoor hoe praat ek en sy ma van die geld, en toe het hy nog gesien ook, daar's bietjie note in die beursie, en toe sê hy vir die ander tannie, ja, auntie Sissie, my ma en my pa het klomp geld in die beursie. Toe sê my vrou, sy wil amper die kind vat, maar nou ja, dis die gevare wat ook kan wees, wanneer ons sulke privaat goed voor die kinders praat.
liewer daar in die kamer, my vriende. Ja, ons moet ook as man en vrou respek het vir mekaar se liggame. Respekteer mekaar se liggame. Moenie met jou vrou baklei nie. Moenie haar slaan nie. Daar's 'n ander man, hy woon baie naby my. Ons praat altyd lekker saam ook, maar hy's ongelowig, hy en sy vrou. En wat ek en my vrou eers gewoon het, ons het in hy hoophuise wat hy blokke mee gewoon. En jy kan hoor wat buite kan aangaan. En ons hoor altyd hoe hy vrou geskreeu, sondags aan, wanneer hy nou van die smokkelhuis afkom, of deur die week, dan slaan hy die vrou, ons hoor, ons skree sy regtig, en die kindertjies bars ook uit, want dit is nie mooi prentjie in die huisie. En vir stadium sê ek vir hom, hey oom Jallie, jy slaan jou vrou nie. Nou breek hy ook, nou sê jy my broer, ek het nou 'n ander ding geleer, want sy job by die hairdresser, so sy werk met die mense. Ek slaan haar nie in die gesig, dat die mense kan sien, ek slaan haar nie, ek slaan die lyfhoue, blou lyfhoue. Ek sê, joh, hy is gevaarlik. Maar jy sien, hy slaan haar lyfhoue, nie eens in die gesiggie. Maar die Bybel leer vir ons in Efesiërs, kom ons bly so bietjie daartoe, Efesiërs 5, ek lees vers 28 en 29. So behoort die manne hulle eie vroue lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Hoor jy my broer? Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente. My broer, hoekom gaan jy dan nou aan jou eie vlees slaan? Die Here sê dan, as jy lief is vir jou vrou, is jy eintlik lief vir jouself, want niemand slaan sy eie vlees nie. Inteendeel, kyk hoe mooi lyk die broers hierso, hierdie man het eintlik 'n paadjie in sy kop. Die man se hare is mooi gesny, mooi geskeer, skoon gewas. Die man is onnet hier nie. Dit is presies wat daar staan. Jy koester dan jou eie vlees. Jy kyk mooi daarna, smeer 'n bietjie Nivea aan, bietjie lekker ryk goedjies, jy maak jou mooi. Dis wat daar staan. Nou as jy dit dan nou doen aan jouself, waarom moet jy dan nou jou vrou loop en regmaak met die vuiste en met die voete? Moes jy wat daar staan nie? Dan verstaan ek nie wat staan in die Bybel dan nie. En jammer om te sê, maar deesdae slaan die manne aan hulle vroue, en God sê, my vriend, eintlik gaan jy moes jy aan jouself slaan nie. Jy gaan nie daar staan by die spieël en nou vat jy een van die safety boots en jy kap jou mond, jou lippe daarmee dikkie, of jy kap jou oog blou daarmee nie. Jy doen dit nie. Nou waarom sal jy dit dan nou aan Adam het uitgeroep, uiteindelik toe hy nou vir Eva sien, dis dan nou been van my gebeendere en vlees van my vlees. Jy stamp moes nie jou eie bene en jou eie vlees nie. Mag die Here ons bewaar dat as ons dalk in die verlede dit gedoen het, dat ons sal regmaak en dit nie weer doen nie. Nog ietsie wat ek daarby wil voeg, so ruk gelede, toe het ek en my vrou nie saamgestem oor 'n saakie in die huisie, en onmiddellik was die atmosfeer bietjie anders in die huis gewees, was bietjie tens gewees, en toe kom daar woorde uit, krasharde woorde van my kant af, teenoor haar, en sy sê vir my net hierdie woorde, wat tot vandag toe my 'n groot les geleer het. My man, vloek jy op my? Skel jy op my? Ek staan maar daar, want dit mos waar ek het gedoen, kan niks sê nie. Sy sê, weet jy, Jesus woon ook in my, en jy het nou hom uitgevloek wat hier binne in my woon. Ja, ek moet dadelik bely, is die Here en my vrou 'n drukkie gee, saak regmaak. Vloek en skel nie op ons vroue nie, my maats. Ja, en baie kere, sien ek, kom ek agter, die mans, God het ons nou so geskape om die leier te wees in die huis, maar baie mans het slap geword in hulle posisie as die leier in die huis. Hulle kan nie die rol vertolk as die leier in die huis nie. En nou moet die arme vrou die man se rol as leier in die huis opneem, wat nie staan soos God dit bedoel nie. Sien u waartoe maak ons hulle, my vriende? Nou weet jy hoekom gebeur dit? Dis omdat baie gevalle die mans, hulle wil nie praat in die huisie. Hy kom uit die werk uit en hy gaan sit, of hy gaan spit in die tuin, of hy bou 'n hokkie en hy sny planke, maar hy wil nie lekker talk in die huisie. As hulle vir hom iets vra, antwoord hy net kort af, en koffie, en gaan sit en kyk sport, en
Hy's nie betrokke nie, hy is in die huis, maar hy is nie eintlik daar nie. Hy hoor, maar hy luister nie eintlik nie. Nou maak ek net 'n voorbeeld. Die vrou kom na hom toe, die vrou vertel hom van die kind wat nie reg is nie, die kindjie moet by die dokters uitkom, 'n siekte hierso. Hy hoor dit, maar hy luister nie regtig wat die vrou sê nie. Môre moet die arme vrou moet die kindjie dokter toe gaan. Dan moet die vrou die kindjie dra, die vrou moet die sak dra, en nou is daar dalk miskien nog 'n kindjie wat by is, wat saam loop. Swaar kry. My vriend, waar jy kan die kindjie gedra het, jy kan haar bygestaan het, kindjie gedra het, die vrou hoef nie die sak te gedra het, dalk het jy plan gemaak dat die ander kindjie by die huis bly, by iemand, en daar gaan jy na dokter toe. Verstaan, nou moet die arme vrou swaar sukkel, en jy, inteendeel, jy gaan daar by jou pelle, jy het 'n nice time, sit lekker oor die rugby en oor die cricket en oor die sokke, drink 'n biertjie en braai 'n vleisie en lag lekker, en by die werk lag jy lekker met die ander mense, maar jy kan nie by die huis nie. Jy kan nie by die huis dit doen nie, my vriend. Die kinders kom met probleme uit die skool uit, hulle baklei, dinge gebeur deesdae. En jy is nie daar om te hoor wat hulle probleem is nie. Nou moet die arme vrou ook nog die kinders se probleem uitsort, my vriend. En nog om dit alles te kroon moet die arme vrou ook nog jou werk doen. Jy is te slap om jou eie werk nog te doen. Arme vrou moet nog sorg dat die mure geverf word, dat die dakke geverf kan word. En jy het jou rol as man verloor, dan moet die vrou jou rol ook opneem. Verstaan u, my vriende? God het ons so geskape as die sterkere geslag, my maat. Ek bedoel, as ek my sokkies uitwas met die hand, ek gaan bietjie lang vat, ek gaan seker maak, daar skoon. Maar as die vrou die sokkies was, die vrou maak net paar keer, klaar, hang die sokkies. Sien jy? Die Here het hulle so geskape vir dinge wat hulle so kan doen, en dinge geskape vir 'n man wat ek en jy so kan doen. Ons kan vir ure so staan en saag. Ou vrou kan nie dit doen nie. Maar omdat ek en jy te slap geword het om ons rol as die leier in die huis op te neem, moet die arme vrou ook die dinge nog doen. En dan kom sy nog net so moeg uit die werk uit, soos jy uit die werk uit kom, maar dan moet sy nog vir jou ook pamperlam. My vriend, ja, dis wat gebeur. Praat ons 'n bietjie oor die romanse in die huwelik. Romanties in die huwelik. Weet jy, om romanties te wees is eintlik so 'n ander deel. Sit 'n lekker love song op, miskien van die verlede, ou love song wat jy en jou vrou destyds nog gelike het. Ek bedoel, as julle twee daai love song saam luister, bring dit mos weer memories terug. Maak mos weer iets wakker hier binne in jou. Ja, dis waar. Ek bedoel, dis niks met seks te doen nie. Romanties te wees. Wag tot die kinders gaan slaap vanaand en maak vir jou en jou vrou lekker plekkie daar om te sit. Los nou die TV af of die DVD af of so. Sit julle twee lekker met mekaar. Miskien het jy nou deur die dag 'n plannetjie gemaak. Ek het so 'n vriend wat werk by KWV in die Parel, en dan gee ek hom so olappie en hy bring vir my van hy wyn in die prop champagne, maar dis alkoholvry, smaak lekker as ander geure, perske en so, smaak lekker as hy bietjie koud is. Sê ek vir hom, kry vir my 'n bottel van daai man. En dan speer hy kom, maak ek hom lekker koud, en as die kinders gaan slaap, dan vat ek my vrou, sê ek, hey, ons twee sit bietjie hier, ek steek 'n kers aan, ek het hy bottel champagne, ek maak hom oop, laat het so gaan kloep, trek die rookies uit, en ons sit lekker, ons skink 'n skooldrank, het smaak lekker, as die wyn daai nie, ons geniet mekaar lekker, vat so maar aan 'n hand en so. Ek het 'n ander manier, daar's 'n foto wat ek en my vrou het nog van destyds toe ons getrou het, wat ons, die kameraman het nou ons hande so op die rose gesit, met ons trouringe so daar, en dis net ons twee se hande wat op die foto is. Het ek foto sê, joh, dan pragtig, joh, onthou jy nog dit, jong? Ja, gesels ons weer lekker met mekaar. En ek kom agter, jy kan eintlik net begin vir jou vrou te sê, hey, onthou jy nog, jong? Dan kom hy daar uit die herinneringe. Te lekker, man. Jong, ek sê vir jou van tyd tot tyd, as ek loop in die huis, dan vat my vrou so aan my boude,
Want en dis haar manier van wys, yes, romanties. Sommige keer maak sy my nog skaam, ook al wil ekkie. Sê, nee, maar nou ja, dis haar manier. Ja, ons moet bietjie die mooi uit mekaar uitbring na vore met mekaar. Bring bietjie die mooi uit met mekaar, my vriende. So by the way, ek praat net van getroude koppels. Ja. Hierso, as kyk ons kyk so bietjie Hebreërs. Ek dink Hebreërs 13 vers 4. Hebreërs 13 vers 4. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. So die lesing spesifiek, my maats, wag tot jy getroud is, dan is dit reg om dit te doen. Loof die Here. Ja, ons moet bietjie romanties wees met mekaar. Ons praat so bietjie oor die seksuele. Ek bedoel, baie gevalle, dan kom die man, dan kan hy nie wag, die lig moet afgaan nie, sodat die hand by die plekke kan gaan daar, wat hy, pas op, mag nie. Maar die Bybel leer ons in 1 Korintiërs 7, 1 Korintiërs 7, ek lees so 2 versies, ek lees so vers 4 en 5. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir 'n tyd lank, om julle aan vas en gebed te wy, en kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie kan in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. My vriend, die Here is nie 'n pretbederwer nie. Dit wil nie sê nou dat jy gered is, nou met jou seksuele met jou vrou op 'n stilstand kom nie. Nee, inteendeel, julle moet mekaar geniet, want hy sê daai liggaam van jou vrou, want kan julle onthou as jy trou, dan staan daar alles wat aan jou behoort ook aan my. Dis mos waar, né? En die Here sê dan die Bybel ook, met die seks, die vrou se liggaam is ook joue, en joue hare moet nie mekaar, wy moet nie onttrek nie, moenie die dinge nou op hol sit nie. Hy sê, maar as julle nou afgespreek het, dan is het fyn met julle twee. Maar julle moenie te lang wegbly van mekaar nie, want daar is mos 'n versoeker, onthou julle, die Satan, en die Bybel sê vir ons, sodat hy julle nie kan versoek en vir ons bene onder ons uitslaan deur ons gebrek aan selfbeheersing nie. Nou gaan ons buite die huis, gevaar, rooi lig, gevaarsone. Ja, dit is wat die Here vir ons leer van die seksuele. En nou wil ons kyk so 'n bietjie ook na die man se rol as die priester, die geestelike rol wat die man in die huis speel, as priester en profeet van die huis. Dis reg dat ons kinders by die sonnaskool kry, en dat hulle by die kerk gaan, dis goed, prys die Here, want hy het ook dienaars opgewek om vir leraars en pastore, verstaan u, om sy woord te praat in die kerke, wat reg is en goed is, maar dis nie hulle plig om ons kinders by die Here te kry nie, verstaan wat ek sê? Dis ek en u se verantwoordelikheid om die priester en die profeet in ons eie huise te wees. Van tyd tot tyd, dan lees ek so deur die dag so 'n paar versies uit die Bybel, en ek bid so bietjie daaroor, en ek vra vir die Here om bietjie vir my oop te maak, en dan, as ek by die huis kom in die aande, sê ek vir my vrou en my kinders, bietjie godsdiens, ons gaan bietjie by mekaar wees, waar 'n tydjie nie TV kyk nie, en almal gaan nou hierso wees. Dan kom ons by mekaar, en ek koop miskien bietjie van hy rooi druiwesap, hy rooi appetizer, hy plastic botteltjies, en ek sê, ja, die rooi druiwesap en so bietjie creamcrackers, en ons hou bietjie nagmaal, ek en my vrou en my kinders, en ek lees 'n bietjie versie, en ek probeer om bietjie te verduidelik, en ek bid saam met hulle, en hulle bid ook saam, een vir een, en so, by the way, leer die kinders ook, om in vrymoedigheid te kan bid, want baie kinders, as jy met hulle praat om te bid, dan bid hulle gewoonlik dit wat hulle leer by die skool, maar ek en jy moet hulle leer bid. Verstaan u?
En ek seën hulle ook afsonderlik. Ek lê my hande op hulle en ek spreek 'n seën oor hulle almal uit. En hulle hoor dit. En by die skool, die Here gaan self vir hulle in die openbaar vergelde. Ja, prys die Here. What a mighty God we serve. Daar staan immers geskrywe, en julle sal die hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. So dat ons sal siek word, maar die Here sê lê die hande op die sieke en hulle sal gesond word. Van tyd tot tyd as die siekte kom by die huis, en dan sê my vrou, het jy al gebid vir die kinders? Sê ek nie, nog nie. Gaan ek, en ek sê, Here, in naam van Jesus, hoor die kleintjies se bors, of hoor die geval en so, en bid vir die kinders. En as ek gesê het, amen, dan is het afgehandel in die gees. Dis klaar, die Here gaan die werk doen. Maar dan ons gee vir hulle ook die medikasie, bietjie Panado, of bietjie Disprin, of wat die preskripsie ook mag wees vir die geval. Maar die Here gaan die werk doen. As die pille ook die werk saam doen, great loof die Here. Môre oor môre is die kindertjies weer gesond. Ja, dis ons plig, my vriende. Baie mense vra vir my, hoe gaan dit nou met die babatjie? Ek sê nee, die babatjie is ten minste gesond. Prys die Here. En baie ander babatjies is siek. So dis ons plig, my vriend. God hou ons immers verantwoordelik vir ons kinders. Want weet jy, eintlik is die kinders syne. Hy het maar net die ma en die pa gebruik as 'n kanaal, dat hulle twee daar moet wees. Want die Here sit agter dit, hy maak die mense. Hy het in die mense, in die man het hy saadselle geplaas, en in die vrou eierselle geplaas. En wanneer die tweetjies by mekaar uitkom, is dit 'n embryo, en wat dan 'n babatjie vorm. Maar dis God wat van dag 1 tot op die 9de maand, die babatjie laat groei binne-in. Dis die Here se werk daai. Ons is die channels, die kanale. So, dis ons verantwoordelik vir die kinders se geestelike welstand, ook vir die vrou. Want die vrou is die swakkere geslag. Ek weet jy, ons moet ook aan mekaar onderdanig wees in die huis. Dit praat nie van, ek het al gehoor hoe praat die manne, ek is die dak en jy is die vloer. Daar staan nie so in die Bybel nie, my vriend. Jou vrou is nie die vloer en jy is nie die dak, jy kan die hoof, daar staan immers, jy is die hoof van die huisgesin, ja. Jy kan die hoof wees, en dit praat van dat jy moet ten volle verantwoordelik neem vir die goedes. Een van die susters het gisteraan vir my gebel oor die muis in die kamer, toe sê een van die ander kamermaats, dis jou plig. Hy stel my sommer aan as die hoof hier so. So jou plig as hoof is, jy is die oorsiener. Jy is responsible. Die man in die huisgesin, jy is nie die dak en sy die vloer nie. Jy trap nie op haar nie. Om aan mekaar onderdanig te wees, beteken, sê nou byvoorbeeld, jou vrou, wat sê maar baie is altyd maar onderdanig aan jou. As jy byvoorbeeld sê, ek smaak hom lekker bietjie vir 'n groen boontjie breedie, my vrou, dit sal hom lekker wees, jy wil nie bietjie groen boontjie breedie maak nie. Omdat sy onderdanig aan jou besluite is, gaan sy groen boontjie breedie maak. Verstaan jy? En in baie gevalle moet ons onthou onderdanig wees aan mekaar. Ons moet ook haar besluite eer en respekteer en onderdanig wees aan haar besluite. Verstaan jy? Ja, van tyd tot tyd dan sê my vrou, ek moet bietjie, by ons werk het so, jy koop krag by die winkel, en as druk jy die krag in, as amper so by die cellfoon met die airtime, druk jy die krag in daar by die huis, en dan stuur sy my miskien na 'n ander plek toe, om krag daar te gaan koop, en dan kan ek nou sê, sy kan nie regie man, gaan self, maar ek is ook onderdanig aan haar keuse en haar besluite, en ek vat die kaartjie en die geld, en ek gaan, verstaan jy? Ja, dis waaroor het gaan. Die huwelik is soos, dit moet voortdurend aandag en versorging kry. Soos 'n babatjie. Babatjie moet voortdurend gesus word, babatjie se doeke moet voortdurend omgeruil word, babatjie se windjies moet uitgevryf word. Verstaan jy? Die babatjie het voortdurend aandag en versorging nodig, net so by die huwelik, my maat. Voortdurend moet ons dit versorg en aandag gee daaraan. Ja.
Dan oor kommunikasie. Dit is so belangrik dat daar moet kommunikasie wees in die huisgesin. Praat met mekaar. Ek bedoel, jy moet daarom op hoogte wees van jou kinders se take van die skoolweek wat hulle kry. Jy moet op hoogte wees wie jou kinders se vriende is. Jy moet op hoogte wees waar jou kinders hulle bevind. Van tyd tot tyd, dan sê my vrou, ons een dogter is nou 22, sy is by Tanya. Nou daar weet ek daarom, wie is Tanya en waar woon Tanya, en ek weet ten minste wat aangaan by Tanya se huis, want daar is kommunikasie tussen my en die vrou en die kinders. Ons ken mekaar se doen en laat. Ons weet van mekaar se dinge af. Baie opsigte, ons verskil van mekaar. Byvoorbeeld, ek maak net so 'n praktiese voorbeeld, jou vrou is baie lief vir haar pa. Sy sal vir haar pa gee. Sy sal baie dinge doen vir haar pa, want sy is lief vir hom. En jy weet hoe sy voel oor haar pa, want daar's kommunikasie. En anders, jou vrou weet ook hoe voel jy oor haar pa. Haar pa, sy sê ook al by geleenthede vir jou, man, hy gee maar die ou man se deel, want hy is nou al baie langer as jy op die aarde. Hy ken nou al baie dinge as wat jy nog nie hier gemaak het. En luister maar uit. En aan die ander kant hier in jou agterkop dink jy, ja man, maar hy wil mens net leer. Ek kan mos 'n ding uit myself doen, man. Ek kan mos ook nie stupid, verstaan? So sy weet ook hoe voel jy oor hom, want daar is kommunikasie tussen julle. Julle weet van mekaar se dinge af. Nog 'n ander ding wat baie gevaarlik is oor mense wat nie altyd saam gesels of luister in die huisie, kommunikasie verbreek. 'n Vrou kan mos baie lekker gesels, ek bedoel, maar jy kry manne wat goed praat, maar vroue het maar daai in hulle van gesels, hulle hou van gesels. As jy nie met jou vrou reg gesels, weet jy, sy gaan ook mos uit die huis uit smorens, sy gaan ook mos na haar werk toe. En as jy nie kan lekker gesels, daar's ander manne wat baie lekker kan gesels, my vriend, en die vroue, hulle wil graag ook na gesels luister, want hulle kry dit dan nie in die huisie, en dan gaan hulle na die geselsies luister. En later van tyd moet ek jou sê, gaan die geselsies, as jy jou oor uitvee, dan stap jou vrou met die ou, hand in hand dorp toe. Hey, my broer, omdat jy nie kommunikeer met jou vrou nie. Vroue wil jy moet kommunikeer, my maat. Ja, prys die Here. Ons moet betrokke wees by mekaar. Ons moet mekaar waardeer wat ons vir mekaar doen. Ek bedoel, jy klim in die bed saans, mooi beddegoed, laken, kussings, 'n skoon kussingsloop, jy het lekker warm duvet, koop jy die goed? Ok, was jy die goed uit? Jy het niks met die goed te doen nie, ne? As jy kom kry, dan is dit maar, die bed is lekker nice. My vriend, dit val mos nie sommer uit die lug uit. Jou vrou sorg dat dit nice is. Ons moet dankie, ons moet bly wees eintlik dat sy dit doen, sê vir dankie, nou kan ek die kussings ryk am lekker, die lakens ryk am lekker, good and clean and fresh, en hoe jylle? Waardeer wat die vrou vir jou doen. Die vrouens het hulle sal altyd 'n man bederf, miskien ietsie saambring uit die dorp uit. My vrou het my nou kort 'n hemp gebring, maar vir myself is die hemp is nie so nice. As ek het nog gekoop het, sou ek nou ander ene gekoop het, maar sy het gou gedink, jy, die hemp, my man sal nou die hemp likes. Ek bedoel, maar ek dra die hemp so baie nou, want ek waardeer wat sy vir my gedoen het. Ek kry het nogals verniet ook by haar. Ja, maar dis nogal 'n mooi hemp ook, prys die Here. Ons moet mekaar waardeer, my vriende. Moenie net 'n ding van selfsprekend aanvaar nie. Jou vrou gee jou kos. Kos is baie lekker gemaak met liefde en jy eet alles op en jy's nog lekker honger. Jy eet alles op en dan lek jy nog die bord skoon uit. Nou, sit jy die bord net daar neer, is klaar, is finies en later gaan jy toilet toe. My vriend sê dankie vir die lekker kos wat jy geëet het. Waardeer wat die vrou ingesit het vir jou. Sy doen dit immers vir jou. Van tyd tot tyd as ek eet, en dan gesels ons, maar as ek klaar geëet het, my vrou weet ek sê dankie, maar dan kyk ek na haar toe, haar oë direk op die bord, sy wil sien, jy het alles opgeëet, nou voel sy bietjie nice, want sy het tyd spandeer om die kos gaar te kry, nou jy net 2 happies en kappies en pikkies, daar gaan nie kos.
Hy vrou sal niks sê nie, maar hier binne maak jy die vrou seer. Vrou dink, ja, hy waardeer nie wat ek vir hom doen nie. Ja, krap het uit vir die hond. En weet jy wat is ook 'n belangrike ding om te doen? Bid vir die kos. Seën die kos. As jy die kos eet, is sal so lekker wees, man. Die Here is mos nie 'n leenaar nie. Ja, loof sy naam. Ons moet mekaar opbou met woorde van waardering. Ek bedoel, as ek nou myself in die spieël kyk en dan sal ek nou vir myself prys, ek sê, hey, wat daar saam jy ou, daar saam niemand vir jou nie, jy's 'n ryte ou, jy's 'n nice ou en so. Ek sal myself prys, maar weet jy hoe lekker is dit as jou vrou bietjie vir jou prys? As my vrou vir my sê, maak of weer so. En ek maak weer so. En sy sê, jy rainbow. En dan voel ek hom lekker, ek voel hom goed, man. Ek bedoel, sy bou my op met woorde van waardering en van tyd tot tyd prys ek haar ook hoe mooi sy lyk en hoe nice sy is en hoe lekker sy ryk. Verstaan jy? Ons stig mekaar. Want as jy jou vrou gaan afkraak, kort, gaan jou vrou later so word. Bly met 'n kopdoek op, bly met 'n ou rol aan, jy bly dit, jy's nes jou ma, jy bly dit en jy bly dat. Weet jy, later van tyd gaan jou vrou so agteruit, want sy gaan dit glo wat jy sê van haar, en dan raak sy so. En teen die einde van die dag, as sien jy, ja, kyk, maar dan moet jy maar jou eie sak sout opeet, want woord dood lê in die mag, lewe en dood lê in die mag van die tong. Jy spreek of dood, of jy spreek lewe. Ja, dis die waarheid, my vriende. Ons moet ook getrou wees aan mekaar. Los maar die rondslapery. Immers jou vrou het alles wat jy nodig het. En jy het alles wat jou vrou nodig het. Want God het ons dan by mekaar gevoeg. Want alle vroue het God so geskape, hulle liggaamlikheid is dieselfde. Ook so by die manne. Is nou net jammer dat daar manne is wat wil wees soos vroue. Of vroue soos wil manne. Maar wees wat God jou gemaak het. Het jou 'n man gemaak? Wees 'n man. Geniet dit om 'n man te wees. Anders sou jy jou 'n vrou gemaak het. As hy dit wil geheer het, jy moet wees. Kom ons kyk so 'n bietjie wat staan in Job 31. Ek lees so 'n paar versies. Ek lees vers 1 van Job 31. En daar staan: ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hoe sou ek dan ag gegee het op 'n jong vrou? Vers 9. As my hart verlok was oor 'n vrou en ek geloer het by die deur van my naaste, laat dan my vrou vir iemand anders maal en ander hulle oor haar buig. Want dit is 'n skandelike daad en dit is 'n strafbare misdaad. Ja, dit is 'n vuur wat tot by die plek van vertering toe vreet en al my opbrengs sou ontwortel. My vriende, dis 'n ou wat 'n vrou het. En nou sê hy vir ons in die laaste versie van die gevare wat rondslapery is om ander vroue te begeer. Dis 'n skandelike daad, dis 'n misdaad, dis 'n oortreding. Daar staan selfs, kom ons wees bietjie prakties, jou wages wat jy verdien, jy werk elke dag, jou wages wat jy verdien, gaan soos water deur jou hande glip. Jy sal Vrydag pay, Maandag moet jy weet, kyk waar gaan jy aan ietsie kom, want jy is besig met verkeerde dinge. Jou geld sal net so gaan, dis wat daar staan. Ek weet van 'n ander man, ek was in sy huis gewees, hy werk uit 'n goeie job by die staat, en sy vrou het ook 'n goeie job. Tesaam bring hulle elke einde van die maand meer as 10.000 rand huis toe. Maar hulle het nooit niks nie. Daar immers in sy huis staan 'n klomp leë bierbottels en wynbottels. Daar's niks wat mooi is in die huis nie. Weet jy hoekom is dit so? Hy het 'n buite-egtelike verhouding. Daar staan die opbrengs van my hande sal ontwortel. My wages, my geld sal net so gaan, my vriende, as ek my besig hou met die verkeerde dinge, rondslapery. Spreuke 5 sê, kom ek lees vers 15 en 17. Drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put, vers 17. Hulle moet vir jou alleen wees en nie verander saam met jou nie. En 18. Mag jou fontein geseënd wees
en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Afgehandel, verheug jou oor die vrou van jou jeug. Julle kan mekaar deur die geniet, my vriend. Immers, dis iets goed wat God geskape het. Daar staan ook immers geskrywe, dink Spreuke 18 vers 22. Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here gekry. My maat, as die Here sê, as jy 'n vrou gekry het, dan het jy iets goed gekry by die Here. Weet jy, eintlik is dit so, jou vrou sal, as jy uitgaan, dan sal jou vrou, eintlik sy sal jou kraag vir jou mooi laat sak, sy sal sorg dat jou klere lekker sit aan jou, sy sal eintlik so, as daar ietsie op jou klere is, sal sy dit afskit, sy sal sorg dat jy netjies lyk. Dis iets, die Bybel sê, jy het iets goeds gevind by die Here. Baie kere, weet jy of jy agtergekom met die ouens wat nou nie vrouens het nie, hulle noem hulle, hoe noem jy, die bachelor boys, hulle het nie vrouens nie, hulle is maar, ja, kyk net, baie kere, die een punt van sy hem se kraag staan bietjie op, en die ander punt is plat. Maar die Bybel sê, as jy 'n vrou het jy iets goed gekry, sy sal kyk, dat jou hemp mooi plat is hier agter, in sy nate. Ja, loof die Here, ons moet ook mekaar vergewe, my vriende. Onthou in die verlede, het ons albei maar bygedra tot daar onorde was, deur oortredinge, so ons albei het maar skuld aan die verlede, maar die Here sê, kom ons vergewe mekaar. Matteus 6 vers 14 en 15, onthou julle, as julle die ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle hulle oortredinge nie vergewe nie, kan julle Hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. So, kom ons laat staan die verlede. En kom ons los dit, begrawe dit, moenie weer ou koeie uit die sloot opgrawe, soos hulle sê nie. Kom ons trek 'n streep, kom ons begin van vooraf. Toe die Here my siel red, eerste ding wat ek gedoen het, ek het nie van gestaan op die hoeke van die strate en gepreek en gejuig en halleluja, halleluja. Die eerste ding wat ek gedoen het, ek het by die huis ingekom, ek het my vrou geroep, ek het op my knieë voor haar gaan kniel, my trane het gerol, ek het gehuil, ek het vir haar gesê, ek is so jammer oor die verlede, dat ek jou so sleg behandel het, so selfsugtig gewees het, maar die Here bly nou in my hart, vergewe vir my wat ek gedoen het. En sy sê, ja, vergewe jou, en sy huil saam met my. Weet jy, dit was in 1999, en van die dag af, was ons huwelik nooit weer dieselfde nie. Die Here het ons huwelik herstel. Mense sê altyd, die huwelik is nie maanskyn en rose nie, maar ek sê, in Christus is die huwelik 'n fees. Kom ons geniet mekaar, my vriende. Die Here het immers vir ons die vrou gegee, as ons hulp vir mekaar. Baie kere, as ek my voorberei, moet ek 'n boodskap bring op baie plekke, dan sê ek vir my vrou, die tema wat ek oor gaan praat, is nou so, maar hoe sal jy daaroor gepraat het? Nou lê ek en sy lekker in die bed, nou vertel sy vir my, hoe sal sy nou daaroor gepraat het? Nou vang ek 'n bietjie hins by haar, verstaan? Sy is nie 'n prediker nie, sy werk nie voltyds in die bediening nie, maar sy is gereed. En ek bring altyd boodskapies, en ek hoor by haar bietjie eers. Verstaan jy, die Here het vir my en vir haar as hulp by mekaar gevoeg, om by mekaar te pas. Net so is jou vrou ook jou hulp, wat by jou pas. Want God wil julle altweekies seën, met julle kindertjies rondom julle in die huis. Amen. Ons bid. Here, baie dankie Vader, dat U vir ons man en vrou gemaak het as hulp, en dat U vir ons by mekaar gevoeg het, en dat geen mens ons mag skei nie. En Here, dankie vir ons kinders wat U vir ons gegee het, en Here, ons kom bid net Vader, dat ons sal teruggaan by ons huise, Here, en dat ons die manne van God sal wees, wat U in gedagte het vir ons om te wees, die priesters en die profete, en die paans en die lawes in ons huise. Baie dankie daarvoor Vader, in Jesus se naam.